Ons lees die hoofstukkie warmwaterbottels teen die koue uit die alfabet van oorvloed en dit met die vriendelike vergunning van Lizette Murray. Lizette sê, een oggend die winter woon ek 'n 96-jarige dame se verjaarsdagviering by. Sy vertel my van die ysige Vrystaatse Julienag toe sy gebore is. Hulle sê dat dit so koud was dat hulle warmwaterbottels van glas rondom my gepak het sodat ek kon warm word. En ek kyk na haar terwyl sy praat. Ek sien die sagte lig in haar oë, die deurleefde stil tevredenheid. En ek wonder hoeveel keer in haar lewe die mense warmwaterbottels rondom haar gepak het, so teen die koue wat maar altyd deur inkomplek bly soek. Ek wonder of haar naastes haar altyd warm en geliefd laat voel het. Ek wonder of sy waardering in haar werksplek gekry het, of mense haar met respek behandel het. En ek wonder oor die afgelope klompie jare in die klein kamertjie in die versorgingsoord. Is hier mense wat help warmbottels pak teen die verlange, of teen pyn, of eensaamheid, die verlies aan funksie en betekenis, of teen die diep besef dat haar liggaam haar in die steek laat? Ons wat nog ons dae op 'n stywe draf stap en vol energie en lewenslus aanpak, ons skuif so maklik die bejaardes uit ons lewe. Hulle breek ons spoed. Ons kyk al te maklik teen die uiterlike vas, teen die aftakeling en vervalle voorkoms. Dit wat ons sien, vertel maar min van 'n unieke lewe wat geleef is. Agter die onseker voetval of die moeisame opkyk, skuil dikwels 'n skerp intellek, uitsonderlike prestasies of 'n lewe van diens. Bejaardes herinner ons aan ons eie sterflikheid en die vervlietendheid van die lewe. En ons wil dit nie raak sien nie. Sy vertel my van haar en haar man se laaste verhuising na die versorgingsoord. Toe haar man die oggend voor hulle vertrek in hulle motor gesit het, vir oulaas want die motor moes agterbly, en terwyl hy so sit, wip daar 'n kookie op die kantspieeltjie. Hy bly net daar, rustig totdat haar man die motor aanskakel om dit in die motorhuis te trek. Sy vertel hoe daar met die instap in hulle nuwe tuiste 'n kookie by die oop deur ingekom het, sy 'n stertjie gekook het en toe weer uitgewip het. Sy lag. Ons het skielik nie meer so verlate en verdwaas gevoel nie. Ek het geweet God sal sy son ook hier oor ons laat skyn. Ek dink ons wat nog in die hoofstroom beweeg, ons moet leer om geduld te hê met bejaardes wat dikwels vergeet wat hulle wou sê, of wat sukkel om hulle behoeftes te verwoord. Die wat voel hulle is 'n las vir almal wat die lewe so skynbaar moeiteloos leef. Ons moet met respek en deernis en liefde na hulle toe oorleun en help om warmbottels teen die koue rondom hulle te pak. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizette se kontak en webblad besonderhede in die inligtingsparagraaf van hierdie voorlesing. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizette se ander publikasies wat op hierdie platform beskikbaar is.